Ja, ons is op pad na die kruis en ons is op pad na Paasfees toe en daar's 'n paar interessante stories wat gebeur in die laaste maand van Jesus se lewe. En is dalk stories wat jy al gehoor het, maar jy het nooit gedink dit so naby aan die kruisiging gebeur nie. En ek dink daar's 'n sekere significance aan hierdie storie as jy ooit ook weet wanneer dit gebeur het, die tyd wanneer dit gebeur het. Dis een ding om 'n storie te hoor en Jesus het dit gedoen, maar dis 'n ander ding om te hoor, dit was 2 of 3 weke voor die kruisiging en jy gaan vandag dit sien. Waar Jesus op pad is na Jerusalem toe en hy het 'n afspraak in Jerigo. En dis 'n belangrike afspraak wat hy het in Jerigo. Dis 'n afspraak wat jy sal sien vandag uit die skrif uit. Hy het beplan om soontoe te gaan. Dit was nie 'n per ongeluk nie, dit was nie 'n per toeval nie, dit was 'n aspris. Dit was 'n plek waartoe hy wou gaan en is 'n plek wat hy beplan het om heen te gaan. Maar voor ons daarby kom, ek dink ons almal probeer altyd ergens inpas. Behalwe die mans, hulle hoef nie ergens in te pas nie, ons pas nêrens in nie. Ek weet. Maar dis die gesiggie wat ons opsit, dat jy het nie nodig om ergens in te pas nie. Jy's okay op jou eie en so aan, maar onder dit alles, ek onthou, ek het in 2009 is ek nie in Pretoria en ek is daar op Loftes. Wie van julle was al ooit op die Oospaviljoen? Die dames sal dalk nie weet nie, maar daar groei die mans se koppe vas aan hulle lywe. Daar's nie nekke nie. Ons is groot, nê? Nee? En hier's ek nou net vir jou agtergrond te gee van my. Ek kom van Vryburg af aan die Kalahari. Daar's nie 'n rugby span in ons provinsie nie. Ek bedoel regtig, wat is hulle die luiperde of whatever ook al. Verstaan, hulle speel nie in die Super 14 nie. So jy het nie 'n span nie. Jy pas nêrens in nie. Jy weet nie vir wie om te stem nie. As jy na 'n braai toe gaan in Vryburg, dan is almal iets anders. Hulle kom dit lyk soos die reënboognasie daar. Hier's die Sharks en die Leeu's en die hele blerrie spul. En maar so my oupa kom al van die Kaap af en so aan deur Pakketberg en so het my pa en my oupa nou besluit hulle is province, nee, en soos ek ook nou maar province en ons is later Stormers en hier's ek 2009, kan julle daai fotootjie sien? Ek moes hom blur, julle, dis verskriklik wat daai ouens wys met hulle hande daar. Maar ek het net hierso gesit, daarso rond. Jy sal my nie kan sien nie want ek het dit geblur. Maar 2009 Maart op Loftes se Oospaviljoen het die 3de Wêreldoorlog uitgebreek. Want hierdie ou wat hier staan, hy blur ook bietjie, was Luke Watson. Hy was 'n snaakse kreatuur, kontroversiële kreatuur. Maar hy het so daar na die Oospaviljoen toe daai dag, onthou julle daai dag. Okay, die manne sal onthou, die vrouens het hulle nie veel gesteer aan nie. Maar ek sit daar met my Stormerstruitjie net daar bo en hierdie klomp blou bulle met hulle horings en kettinge en neusringe en goeters. Hulle wys vir daai ou sulke snaakse gebare daar en ek voel ek pas nie in nie. Okay, maar die ander manne het definitief daar ingepas, maar ek voel van daai dag af, weet jy wat, ek is nie 'n bloubil nie, ek wil nie sulke goed doen nie en kan nie meer geassosieer word met die kontroversiële Stormerspelers nie. So waar pas ek in? En ek pas nêrens in nie. Ergens langs die pad in jou lewe, al is jy baie dapper en baie braaf en baie testosteroon, ergens langs die pad gaan hierdie vraag vir jou ook eendag ergens, dalk was dit al, belangrik raak van waar pas ek in? Kan ek ergens inpas? Ergens raak hierdie vraag vir jou dalk ook belangrik gewees. Daai plek waar jy inpas, as jy net bietjie dink aan so 'n plek, as al so 'n plek ooit bestaan, dis die ander vraag. Maar dink aan daai plek waar jy net jouself kan wees. Ek dink die naaste seker is jou ma se huis, nê? Nee. Kan jy skoene daar uittrek, uitskop, jou ma ken al jou foute, jy gaan haar nie verbaas met iets niets nie. Jy kan jouself wees, dit voel soos 'n ruimte en spasie as jy in 'n lekker huis groot geword het soos ek. Voel dit regtig soos 'n non-judgmental spasie waar jy net jouself kan wees, jy hoef nie voor te gee nie, jy hoef niks te doen nie, jy kan net wees in daai oomblik. Kan jy dink al bestaan so 'n plek waar jy kan inpas en behoort? Dit sal fenomenaal wees as al so 'n plek kan wees. En ergens langs die pad gaan dit belangrik raak vir jou. Ek dink selfs vir jou geestesgesondheid. Jy koppel dit dalk nie daaraan nie, maar vir jou geestesgesondheid is dit belangrik dat jy moet ergens behoort en ergens inpas. Want ek en jy kan later met tyd, jy weet nie waar jy inpas nie en jy sê dit nooit hardop nie, want ons man sal dit nooit hardop erken nie, maar soos wat tyd aangaan, is daar hierdie onderliggende rusteloosheid binne in jou wat jy beleef.
Dis 'n onderliggende rus en jy dink, weet jy wat, kos vat maar net 'n pilletjie dan slaap ons lekker in die aand, maar miskien het jou min slaap in die aand minder te doen met die kafeïne wat jy drink en dalk meer te doen met waar pas ek in 2025 in Suid-Afrika? Waar pas ek in? Waar pas jy in? Dis 'n belangrike vraag. Ek het vandag vir jou die antwoord. Net so 'n paar maande hierna het ek besluit om 'n blou bil te word en ek pas in en is nou lekker, okay. Ek eet nie meer van die vloer af nie, ek sukkel nie meer my roer af nie en hier is ons. Nee, dis nie regtig so nie. Maar om te weet waar jy inpas is 'n diep vraag en ons gaan vandag. Dit bring ons terug by Jerigo. Jerigo, Jesus het 'n afspraak in Jerigo. Hy's op pad Jerigo toe. Eintlik Jerusalem toe, maar hy stop eers daar by Jerigo. Dit was 'n algemene plek om te stop as jy op pad is Jerusalem toe. Onthou, hulle het nie karre gehad nie, hulle loop met die voet. En hy gaan daar oorslaap vanaand in Jerigo. En hy het beplan, lankal het hy beplan. Ek dink as jy nou bietjie stout wil wees, kan jy sê God het van die begin van tyd af beplan dat hy moet daar stop voordat hy 'n paar weke net daarna moet gekruisig word. Jerigo is 'n dorp wat as jy nou vandag se konteks konservatief, amper soos Bloubil wêreld, bietjie konservatief, maar ook daar's klomp ander mense wat ook daar bly omdat dit 'n deurgangsroete is daar ook ander mense. Maar hier begin die verhaal, Lukas 19 vers 11. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Ons almal ken Saggeus se storie. Saggeus, die snaakse interessante ding daar, sy pa was waarskynlik 'n konservatiewe ou. Hoe weet ek dit? Want hy het hom hierdie naam gegee. Saggeus in Hebreëus Zakkai, amper so sky, as jy dit nou wil onthou, sky, Zakkai beteken, en dis belangrik vandag, dit beteken onskuld. Dit beteken rein. Onskuld. Ek dink Saggeus se pa gee vir hom hierdie naam, Zakkai. Ek wil so graag hê my kind moet onskuldig wees die res van sy lewe. Ek wil so graag hê my kind moet 'n rein lewe leef. Jy kan dit hoor. Maar Saggeus is alles behalwe wat sy naam sê. Ons ken die verhaal van Saggeus. Zakkai het hierdie stuk onskuld wat hy mee gebore is, wat hy gehad het aanvanklik, het hy verloor. Ek en jy het ergens ons onskuld in die lewe verloor. Ons staan Woensdag aan daar by ons klein groep en een van die ouens in die klein groep, hy kyk so na sy klein laaite en hy sê, ja, waar is die dae wat ons so onskuldig was? Is nie bekommerd gewees nie, daar was nie eers gebedsversoeke nie, man, ons het ge-worry oor niks. Daar was hierdie onskuld binne in jou. Hoe kry ek en jy, wat deur die moeite van die lewe is, deur die houe van die lewe, die pak slaaf van die lewe, het ons onskuld verloor. En ek glo vanoggend, hierdie teksgedeelte, hierdie skrif wil jou help om terug te kom op daai plek waar die Here vir jou iets, hopelik alles, maar iets van daai onskuld weer kan teruggee in jou lewe. Iets van dit kan teruggee in jou lewe. Ek weet jy begeer dit, om vrede te hê, vergenoeg te wees. Dis wat dit beteken. Onskuld, rein, dis Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Nou 'n hooftollenaar, nou ons almal ken die liedjies, en jy nou toe jy kind was, as hy Saggeus was 'n klein man, ek weet dit is nie mooi seker nie, maar dit klim hy in die boom. Jy weet, nou maak ons hierdie karakter asof hy hierdie vreeslike oulike, toe maak hy 'n plan, toe Jesus verby hom stap, of wat ook al, ek ken nie die liedjie nie, sorry, vergeef my, maar ons maak dit in die kinderkerk, leer ons, en ons moet dit so doen, ons moet dit sag oordra. Hierdie ou was 'n gangster. Hierdie ou was nie hierdie klein mannetjie, en na in die kinderkerk sê al die kindertjies, yes, ek wil ook Zakkie wees. Nee, jy wil nie, my seun. 'n Hooftollenaar, hy het ryk geword as gevolg van die feit dat hy hooftollenaar was. Saggeus, ons ken nie heeltemal sy storie, maar ek kan jou min of meer 'n idee gee as ek myself moet indink. Het jy 'n konservatiewe plek waar hy groot word? Jy kan dit sien aan sy ouers. En hierdie mannetjie is jonk en hy het ambisie. En sy ambisie vat hom so bietjie buite die lyne, om buite die lyne in te kleer. Want Rome kom verby en die Jode word onderdruk deur Rome wat in bewind is, maar Rome soek tolgeld, oral, vir alles, soek hulle tolgeld. En hulle kom en hulle soek 'n jong, ambisieus mannetjie. En hulle kry hom. Saggeus, want Saggeus was kort, hy het klein mannetjies syndroom ook nog gehad. Hy dink, ek moet myself bewys in die lewe. Hy voel hy moet homself bewys in die lewe. En hy gaan daar vir 'n meeting saam met die Romeinse ouens. 'n Meeting wat hy nooit moes gevat het nie, nooit moes gedoen het nie, maar hy het.
En in hierdie meeting kom hy ooreen met Rome, dat hy gaan tolgeld insamel en vir hulle gee wat hulle nodig het, en dan die res is syne. Dit was in daai tyd, was nie soos eettol nie, was ongereguleerd, dis erger, ongereguleerd. Hierdie tollenaars, jy het al gehoor as ek praat ook oor Matteus, sy maatjie, jy het al gehoor ek praat hier oor wat ek sê, hierdie ouens het die strate besit. Hy was in vandag se tyd 'n maffia baas, 'n hooftollenaar. Hy het ryk geword deur om sy ouma's en sy oupas en sy ooms en sy tannies in te doen. Hy was gehaat. Waar pas Saggeus in? Saggeus pas nêrens meer in nie. Saggeus pas nie in by die Jode nie, want hy het hulle verraai. Hy kan nie meer inpas by hulle nie. Hy pas nie in definitief nie by die tempel nie, en hy pas nie in by die Romeine nie. Miskien pas hy tydelik in by die Romeine, maar hy weet hy is nie een van hulle nie. As Romeine daai pypie van hom knip, is dit verby. Hy gaan nie meer sy goed kry nie. So waar pas hy in? En Saggeus, waarskynlik soos enige goeie tollenaar in daai tyd, probeer sy lewe vul met ander goed. Ek en jy kan daarmee relate. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is. Nou vergeestelik ons weer hierdie deel. Nou kom ons weer, sê ons, hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, want dan kan hy sy hart vir die Here gee. Glad nie. Hy wou sien, wie is hierdie ou, wat 100,000 followers het, op Facebook en op Instagram. Hier kom hy ingestap in Jerigo in, hy het 'n groot volgeling, 'n following, en hy stap hier op die strate wat behoort aan Saggeus. Jy stap nie net hier in en jy's die baas nie. Saggeus is 'n bietjie jaloers ook. Maar hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie vanweë die skare omdat hy kort was. Nou, Lukas skryf hierdie ding vir ons ook so bietjie kripties, bietjie kunstig. En as iets binne in daai kort wat ons almal mee kan relate. Saggeus was nie net kort nie. Dit gaan nie net oor die feit dat hy kort is nie. Dit gaan oor die feit dat ek en jy, ons skiet kort. Ons kom kort. Ons kom kort. Die Bybel sê, we fall short of the glory of God, for we all have sinned and fall short. Ons kom kort. Hy kom kort, maar Saggeus sit sy maskertjie op, want hy het ook baie testosteroon. En hy maak of hy inpas, en hy maak of hy die baas is, want hy is die maffia baas. En wanneer hy voor sy ander ouens is, wat saam met hom hierdie tolgeld insamel, dan moet hy sy front voorhou. Kan nie sag wees nie. Jy moet jou man staan. Hy was kort, maar hy pas nêrens in nie. Hy het vooruit gehardloop om voor te kom, en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. Nou 'n boom in daai tyd, Lukas weer eens, 'n boom in daai tyd was 'n simbool gewees. Veral in die godsdienstige kringe was die boom 'n simbool gewees van jy moet hom klim. Amper soos wat ons vandag praat oor die leer, jy moet 'n leer klim, in jou loopbaan klim jy 'n leer. In daai tyd was 'n boom, die groei van 'n groot boom wat groei, het half hierdie status gewys, godsdienstige status. En van die begin af, het hierdie prentjie van die boom, is 'n prentjie waar godsdienst ons uitnooi om harder te probeer. As jy dit nie reg kry nie, moet jy harder probeer, jy moet hoër klim in die boom. So Lukas skryf hierdie goed so tussenin, wat ek en jy mis as ons dit net sommer vinnig lees. Maar die feit dat hy in hierdie boom klim, ek dink hy dink so klein bietjie terug, as hy sy masker moes afval vir 'n oomblik, dan dink hy terug hoe hy as 'n Joodse seentjie dalk na die sinagoge toe gegaan het. Hy moet net weer 'n bietjie harder probeer dalk. Dalk is dit die antwoord vir hierdie gat hier binne in hom. Net dalk weer 'n bietjie harder probeer. Miskien kan ek en jy relate met dit. Was in die kerk, weg van die kerk af. Jy voel jy wil terugkom na die Here toe, maar jy sien nie kans om terug te kom na die kerk toe nie. Want die kerk sê net probeer harder, werk net bietjie harder, dan sal jy daar kom. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom. Nou, ek het altyd, ek weet nie hoekom nie, miskien is ek nou maar net so bietjie snaaks, maar ek het altyd gedog is 'n palmboom. Deur bo sit Saggeus, klim af, jy weet. Ek dink hy het so aan sy voet vasgehou. Hy was nie baie hoog nie, hy's 'n kort mannetjie. Ek dink ook hy kon vreeslik boom klim, maar hier sit hy op die tak en hy sê vir hom, Saggeus, klim hastig af. Check bietjie hierdie woordjie hastig.
Was Jesus ooit haastig? Nooit. Hoekom gebruik Jesus hierdie woord klim haastig af? Want hy hou nie daarvan as ek en jy soeg en sweet en harder probeer om ons saligheid te verdien nie. Saggeus, ek kan sien, jy wil jouself bewys, en dalk nie eers op daai stadium op 'n godsdienstige plek in sy lewe nie, dalk net wou Saggeus hom net self bewys, as die hooftollenaar. Ek gaan julle wys, ek gaan die rykste ouie word. Sit ander goed hier binne, daai leemte hier binne in hom, klim haastig hier af, kan sien jy probeer hard, kan sien jy moet goeters in jou lewe indruk, klim haastig hier af. Saggeus, klim haastig af. Jesus sê dit, Saggeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Daai woordjie moet. Ek moet vandag na jou toe kom. Godsdienst sê kom na my toe. Hierdie ene sê ek kom na jou toe. Ek kom na jou toe. Ek moet vandag na jou toe kom. Ek het 'n afspraak by jou. Ek dink van die begin van tyd af het Jesus beplan voordat hy kruis toe sou gaan om by Jerigo te stop. Hierdie was nie per toeval nie. Hierdie was beplan. Hoekom Saggeus? Hoekom hierdie storie? Hoekom moet hy soontoe gaan? Want ek en jy kan waarskynlik meer relate met Saggeus as met al die ander ouens in die skare. Ons kan relate met hierdie ou. Ons kan sy pyn voel, ons kan sy masker sien. Ons leef ook met hierdie goed. Moet vandag nog by jou tuis gaan. Saggeus het haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Nou loop hulle saam. Ek dink die opgewondenheid daar, dit kan verskillende goed wees, maar ek dink een van die opgewondenheid was, ek dink het ook soos die gangsters geloop, Saggeus, en nou is hy trots op homself, want hierdie ou, met sy klomp volgelinge, ken sy naam. Vir hom gesê, jy gaan vanaand by my slaap. Sien, ek sê vir julle, hierdie strate behoort aan my. Ek dink daar's nog so 'n bietjie eie ek hier binne in hom. So 'n bietjie pride en trots. Hy haal nog nie daai masker af nie. Hy wil nog eers so 'n bietjie, jy weet, die man wees daar in die straat, wat vir almal wil wys en vir almal wil bewys. En hy stap opgewonde saam. Almal wat dit gesien het geprotesteer en gekomment op Facebook. Yes, het julle al daai comments gelees as iemand iets sê op Facebook? Ek weet, ek moenie dit doen nie, maar dit is so interessant. Dan lees jy hoe die mense mekaar daar nou te lyf gaan op daai comments. Dan dink jy naderhand, mense, en hulle is Christene, veral die Christelike goed. Daai moet jy nie eers lees nie, hoe hulle mekaar daar met klippe. Kyk, mense kan mekaar kruisig. Hierdie was dieselfde. Almal wat dit gesien het geprotesteer en gesê, hy het nou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. En Jesus stap dit aan. Jy weet, as ek Jesus was, sou ek gesê het, okay, julle, kom ek verduidelik net gou vir julle, ek sou wou opstaan vir myself. Ek wil altyd, jy weet, as iemand iets sleg sê van die kerk en daar's 'n slegte comment, dan wil ek nou, jy weet, iets mooi sê en iets positief. Ek wil nou 'n bietjie opstaan, jy weet, en nee, Jesus stap dit aan. Jesus stap net aan. Die gefluisterde stemme wat skinder en nonsens praat, Jesus stap net aan. Miskien is dit vandag vir jou, dis dalk net so 'n kantlyn ding. Dis nie eers waar dit die boodskap gaan volg nie. Miskien moet jy net aanstap. Van mense wat jou kritiseer, mense wat jou traai aftrek, mense wat fluister, mense wat skinder en snaakse goed oor jou stap. Hier is jou antwoord vandag. Jesus het net aangestap. Hy het hom nie gesteer aan die fluister van die skinderstories nie. Hulle kom daarso by sy huis aan. En hier is die party aan die gang. Nou dit sê daarso en daai dinge tuis gegaan. Nou dit is baie, die Bybel skryf mos nou maar half in 'n ou taal. Jy weet, as ek nou daar by 'n rowwe ou gaan tuis gaan, dan gaan ons nou 'n rowwe party hou. Dit is eintlik 'n party daai gewees, maar omdat dit in die Bybel staan dit tuis gegaan. Maar ek beloof jou, hierso by hierdie sondige man en by sy sondige pelle wat saam met hom tolgeld ingesamel het, soos my housewarming laasweek, nee, dit het so gegaan daar. Ek dink dit was 'n rowwe partytjie gewees. Ek dink nie dit was 'n eenvoudige drink nou tee en sit daar en hier's koekies, Jesus, jy weet. Ek dink glad nie so nie. Ek dink al was die beste vleis, die beste skaapchops en die beste wyn. En dit was nie lekker vir die godsdienstige leiers om hierdie storie te sien nie, want Jesus is nou weer eens die vriend van die sondaars, ek julle gesê. En hier is hy weer by hierdie party. En Saggeus het waarskynlik 'n klomp van sy ander maats daar gehad. Ouens wat hy van jongs af gekry het, wat ook Jode was, wat hy omgepraat het, omgekoop het, gemanipuleer het. Hulle is nou sy vriende. Al waar hulle inpas is binne in hierdie huis.
Maar iets begin te gebeur in Saggeus se lewe. Miskien het dit al met jou gebeur. Jy raak so ongemaklik in jou eie vel. Jy weet dit wat jy nou mee besig is in die lewe en die pad wat jy vandag stap, is nie meer wat jy wil hê nie. En ek dink die ander tollenaars het so begin sê, maar Saggeus is nie homself vandag nie. En Saggeus het sy wynglaas dalk so gevat, so met die vurk geslaan en gesê, ouens, ek wil ook iets sê. En die ander ouens is soos, ons het geweet, iets is nie lekker met hierdie ou vandag nie. En hy wil iets sê, en hy sê, Saggeus het egter openlik gereageer en vir die Here gesê, Here, nou moet jy weet, hierdie woord wat hy hier gebruik, Here, dis nie net sommer meester, rabbi, kan sien jy's 'n kerkleier, nee. Hierdie woord sê, hy identifiseer voor sy sondige maats, wat waarskynlik sy besigheidsvennote is, verklaar hy hierso voor almal, dat hierdie ou wat hier in hulle huis sit, is God, die skepper van die hemel en die aarde. Maar meer as dit, hy sê dit persoonlik. Iets het begin gebeur binne in sy lewe. Dit wat hy probeer het om sy lewe mee vol te maak, dit sien jy, hy wil dit oorgee. Hy sê vir hulle, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. Wat hy eintlik hier sê is, manne, I'm out, ek's uit. Ek staak besigheid. Die helfte van my besittings aan die armes. Ek dink sy ander tollenaars wou gesê, die helfte van ons kantore, die helfte van my inkomste, die helfte van my goed ook, want ons het een besigheid hierso, hoe kan jy hierdie goed net wil weggee die helfte? Hy sê, ouens, ek is uit, want ek is in by Jesus. Saggeus het nêrens ingepas nie. Ek dink hy het op daai stadium nie eens meer ingepas in sy eie huis nie. Ek dink sy eie weelde was nie eers meer vir hom 'n ding nie. Jy sien dit? Wil die helfte daarvan net weggee. Ek onthou toe ek so graad 10 was, standaard 8, daar was 'n vriendin van my redelik wel af, nie redelik nie, baie wel af. Sy was die eerste een in die skool wat in graad 10 haar skooter gekry het om skool toe te ry, altyd alles eerste gekry. Maar dinge was nie lekker tussen haar en pa nie. En ek onthou uit frustrasie uit op 'n stadium, sê sy vir haar pa, vat die skooter, ek soek dit nie, want dis nie wat ek soek nie. Ek dink Saggeus was op daai plek. Dis nie wat ek mee soek nie. Ek het my lewe lank probeer vul met hierdie lekker goed wat ons drink en hierdie lekker goed wat ons eet en al hierdie geld en al hierdie rykdom, maar dis nie meer wat ek soek nie. Daar's iets meer wat ek soek. En hy sê, en as, volgende ene, en as ek iets, jy het iets van hulle weggevat, nie as nie. Hy's nog so 'n bietjie oneerlik hierso. Jy het jou ouma en jou oupa en jou swaar en jou neef en almal verraai. En as ek iets van iemand met slender bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Alles waarvoor hy geleef het tot op daai punt in sy lewe, is hy bereid om te sê, dis klaar. Dis 'n groot verklaring wat hy hierso maak. Alles probeer vul in my lewe, maar vandag, Here, sien ek, dis U wat die leemte kan vul in my lewe. Jesus sê toe vir hom, vandag is daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n ware seun van Abraham is. Hy pas nêrens in nie. Hy's nie 'n seun van Rome nie, hy's nie 'n seun van die Jode nie. Maar hier kom Jesus en sê vir hom, waar pas hy in? En hierdie woorde hierso, 'n ware seun van Abraham, as jy 'n Jood is, sou dit jou hare laat rys het. Want tot vandag toe glo die Jode hierdie sin wat hy sê vir Saggeus is 'n leuen, is nie die waarheid nie, want dit kan nie die waarheid wees nie. Hierdie ou wat so leef, hoe kan hy 'n ware seun van Abraham wees? Dit is onmoontlik. Die manier hoe hierdie ou leef, hy kan nie. En dit kan nie so eenvoudig wees soos Jesus wat nou net op hierdie dag 'n verklaring maak en sê, hier's waar jy inpas, jy pas in my familie in, jy's deel van my, ek nooi jou in, jy's in. Dit kan nie so werk nie. En hierdie is 'n teologiese kopkrapper wat ek en jy mee stoei. Ons stoei daarmee, want dit kan nie so maklik wees om net sommer net te sê hy pas in nie. Wat bedoel Jesus met 'n seun van Abraham? In Johannes 8 is daar hierdie bekleierery, weer eens Jesus stamp koppe met die Jode, en al wat hulle kan sê in selfverdediging in die gesprek is, ons is kinders van Abraham, ons is die seuns, jy kan aangaan enetjie daarso. Ja, hulle het gereageer en gesê, Abraham is ons pa. Jesus antwoord hulle met 'n teenstelling. Hy konfronteer hulle, want hulle dink hulle is seuns van Abraham, want ons is gebore in 'n Christelike huis, dan maak dit my mos 'n Christen.
Gebore in 'n Joodse huis, dit maak my mos 'n Jood. Ek is hier gebore. Ek moet dit wees. Abraham is ons pa, maar Jesus antwoord hulle en hy konfronteer hulle. Hy sê vir hulle, as julle ware kinders, ware seuns, ware dogters van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Wat het Abraham gedoen? Wat is dit wat Abraham gedoen het? Hoekom kry die Fariseërs dit nie reg nie? In vers 44, ek gaan dit nie nou vir julle lees nie, maar sê hy daar op 'n stadium vir die Jode. Hy sê vir julle is soos julle vader, julle pa, die duiwel. Hy maak dit erger. Dit is verskriklik. Ek het nie daai ene gaan ontleed nie, ek was te bang vir hom. OK, ons gaan 'n bietjie aan. Romeine 4:2-4. Dit sê, wat beteken dit om seun van Abraham te wees? Was dit op grond van sy goeie werke dat God hom vrygespreek het of geregtigheid toegeëien het, sê die ou vertaling? As dit inderdaad so was, sou hy dalk goeie rede gehad het om te spog. Boom. OK, daar's hy. Was dit op grond volgende ene, sou hy gespog het? Maar vanuit God se oogpunt het hy absoluut niks gehad om oor te spog nie. Die skrif verklaar mos, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Tot geregtigheid toegereken. Nou julle, ons het laasweek ook oor Abraham gepraat, as jy het gemis het. Sy pa was nog besig om die son te aanbid en die sterre. Nie in 'n Joodse huis groot geword nie. Hy het die Here begin volg. Uit geloof uit. Geloof. Nie sy werke nie, sy geloof. Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. As jy bietjie dieper in delf in daai woordjie van geregtigheid, jy lees Genesis, dan sien jy daar's iets binne in daai woord wat weer eens terugverwys na Zakkai toe. Die Here kom en hy gee vir hom sy naam terug. Zakkai. Onskuld, jou reinheid. Ek kom gee dit vir jou terug. Ek dink aan die storie van die verlore seun. Wat gebeur toe die verlore seun terugkom daar by sy pa se huis? Wat gee sy pa vir hom? Zakkai. Sy onskuld, 'n ring, 'n baadjie, nuwe skoene, sy identiteit, hy gee dit vir hom terug. En vir een of ander rede, ons Christene saam met die Fariseërs, ons godsdienstigheid binne in ons sê, dit kan nie so eenvoudig wees dat hy eers vir 'n kursus gaan. Dat hy eers, wag net bietjie, Jesus, stop hierdie party net. Hier kan hierdie ouens net asseblief hulle sigarette eers dooddruk, eers nugter word, en dan gaan ons hierdie gesprekke of hy regtig 'n seun van Abraham is. Dalk onthou hy dit eers môre nie. Ek wil jou vat na hierdie ding toe. Julle het al hierdie prentjie al 'n paar keer gesien, wat ons praat van die ritme van frustrasie. Wys gaan net vir ons die ander ene ook, die ritme van genade. Baie van julle het al hierdie gesien. Hierdie is waarskynlik teologies vir ons die belangrikste ding om te verstaan. Gaan net 'n bietjie terug na die frustrasie toe. Die ritme van frustrasie is hoe ek en jy die meeste van ons tyd verkeerd leef. Ons begin hier by die einde. Ons moet eintlik daar begin. Maar ons begin hierso. En ek sê, weet jy wat, as ek net iets kan bereik, as ek net hierdie boom kan klim, dan sal ek iets kan beteken en betekenis vind en myself kan bewys. En as ek dit kan volhou, dan gaan ek aanvaar word. Aanvaar word deur wie ook al jy wil beïndruk, kan selfs God wees. Vir mense, my volgelinge, my vriende, wie wil ek beïndruk? Die Fariseërs sê, nee, hierdie ou moet eers iets bereik. Saggeus moet eers ophou met al sy goeders. En dat hy moet net eers bietjie volhou met dit. Dan kan ons sê, ons sal hom aanvaar as 'n seun van Abraham. Wys vir ons die ritme van genade. Hier is die manier wat Jesus geleef het. Jesus het gekom en gesê, voordat hy enige werke gedoen het, enige wonderwerk gedoen het, word hy gedoop, en in daai oomblik waar hy gedoop word, kom 'n stem uit die hemel uit. Hy het nog niks gedoen nie, om homself te bewys nie. Nog niks. En daar's 'n stem wat uit die hemel uitkom wat sê, hierdie is my seun, selfe woord wat hy gebruik vir Saggeus. Hier is my seun in wie ek welbehaag het. Jesus het nog niks gedoen nie. Nog nie 'n wonderwerkie, nog nie gevas in die woestyn nie. Hy sou net daarna niks gedoen nie. Aanvaarding, ek sal jou onderhou. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou beskerm. Jy gaan 'n nuwe betekenis vind. Ek maak nou van jou meer as net 'n visserman. Gaan nou mense vang. En die vrug vloei daaruit. Paar aande terug lê ek langs Jan Louitjie, hy's nou 9 jaar oud. Selfde ding, daai onskuld.
Ek lê langs hom, hy bid, hy sê, Here, hy bid altyd hierdie lang gebede, hy maak my eintlik moeg as hy begin bid, ek kan jy net klaar maak. En hy bid en hy sê, Here, dankie vir my mamma, dankie vir my pappa, dankie vir my juffrou, en my juffrou se assistent. En hy sien hulle, ek kan sien hierdie man bid met sy hele hart, sy hele siel, en ek dink net in daai oomblik, ek maak nie my oë toe nie, ek kyk vir sy gesiggie en sy mondjie, ek weet, julle het ook al so vir julle kinders kyk in daai oomblik, maar ek sien net die onskuld, daar's net, dis suiwer, is rein, is puur, hoe hou ek jou so? Hoe hou ek jou so? En hy bid hierdie mooi gebed, en ek dink, daar's niks wat ek en jy kan doen, om ons kindskap in die Here te verdien nie. Klim af van die boom af, klim uit, haastig uit die boom uit. Jy's myne. Moenie probeer perform nie. En julle meeste van die tyd is dit nie eers 'n godsdienstige perform nie, dis 'n wêreldse perform ook. Myself bewys, as ek net kan hierdie ding en die volgende ding en nog 'n ding. Maar jy kom nooit by daai deel uit nie. En ek sê vir Jan Louis, ek sê vir hom, seun, weet jy ons is lief vir jou? Hy het nou klaar gebid, ek het nie ingechippie. Weet jy ons is lief vir jou? Ja, pappa. Dan sien hy weer dit. Ek sê, hoekom dink jy is ons lief vir jou? Hy sê, pappa, want ek try altyd my beste. En ek dink, die bloody wêreld het hom klaar beet gekry. Die wêreld het klaar vir hom gesê, gaan terug na frustrasie toe. Het klaar vir hom gesê, jy moet eers jouself bewys, en jy moet dit aanhou doen, jy moet dit volhou, en dan sal jy geliefd wees. Die wêreld kom steel ons onskuld. Vanoggend wil die Here jou onskuld vir jou teruggee. Maak nie saak wat die godsdienstige mense sê, of wat jou godsdienstige agtergrond vir jou sê nie. Vandag wil ek vir jou sê, die Here het jou lief. Weet jy hoekom sê ek so? Ek weet dit klink stupid en jy het dit al gehoor. Maar as hy vir Saggeus lief gehad het, as hy vir Saggeus 'n punt daarvan gemaak het om te stop in Jerigo, om vir Saggeus te sê, jy moet onthou wie jy is, ek wil jou onskuld vir jou teruggee, jy pas nie in by die Jode nie, jy pas nie in by Rome nie, jy pas in by my familie. Seun van Abraham is familiewoorde. Jy's deel van my gesin. Die rede hoekom ek en jy dit kan glo, want Saggeus was so bietjie erger as jy. Was so bietjie erger as jy. En vir daai rede kan ek en jy vandag weet dat die Here nooi ons ook te sê, jy is my seun. Ek is die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Nikodemus het ook vir Jesus getraai, godsdienstige ou, kom laat in die aand, geheime disipel van Jesus, want hy was 'n hooffariseer, die hooftollenaar, maar dan het jy die hooffariseer, hierdie ou weet ook nie meer of pas hy in, by die godsdienstige crowd nie. En hy sê vir Jesus, hoe kom ek daar, hoe kom ek in, hoe kan ek ook inpas? En die Here sê vir hom, jy moet weer gebore word. Dis 'n kopkrapper, hoe word ek weer gebore? In Lukas 18 lees jy dat die disipels sê, dis onmoontlik dan om gered te word, ons kan nie weer gebore word uit onsself nie. En dan sê Jesus, wat onmoontlik is by die mens, is net moontlik by God. Net God kan jou help om weer gebore te word. En ons Christene in die kerk, en so ons het dit 'n weer ding gemaak om weer gebore te word, en moet gaan vir 'n wedergeboorte kursus, en as jy wedergeboorte wees, nee, dis iets wat hy gee. Jou kindskap in God kan nie verdien word nie, hy gee dit vir jou om vandag te ontvang. Die rede hoekom ek vandag hier voor jou staan en so aandring op dit, want ek het ook my hele lewe, my verlore lewe, my godsdienstige lewe, gesoek om hierdie leemte te vul. Ek kan vandag vir jou sê, dis net by Jesus vir jou ware vervulling gee, wat jou onskuld teruggee.